Het is vanoggend so 'n bietjie teleurgestel dat ons nie die Houtkruis gesing het nie. Laas week het ons die Houtkruis gesing en toe was hier 'n doop en Marius het hierdie klein houtkruis gehad wat hy op die doopbak gesit het en dit het 'n verskriklike indruk op haar gemaak. Elke aand hierdie week voor ons gaan slaap moet ons Houtkruis luister. Gisterand is sy hysteries opgewonde en sy sê papa kom kyk. En ek en hy hardloop albei nader kyk, ons bly daar in die Wille Weste, so ons is bang vir slange, so tog was iets. Sy buik so by die teels. Sy sê kyk, is 'n houtkruis. So, ergens het dit 'n indruk gemaak. Vriende, ek wil hier met sommer jou Bybel vat en jy kan ons aanklik oopmaak by Markus 11. Hou sommer net jou boekmerkie of jou vinger daar. Ons gaan nou soms so na die teksgedeelte kyk. Markus 11. So terwyl jy so blaai, laasweek het Marius ons in die Bybel teruggevat na daai eerste Paasfees gebeure toe daar in Exodus 12 waar die volk van God nog in Egipte is en die eerste Paasfees gebeure was eintlik Israel se vrylating van gevangenskap en hulle bevryding van slawerny. En dit is die essensie van wat met hierdie eerste Paasfees gebeur het. Nou ons is in lydenstyd soos ek reeds gesê het en ons is op reis na die kruis van Jesus wat ons op Goeie Vrydag gedenk en daarom wil ek vandag spring van hierdie eerste Paasfees waarvan ons laasweek gehoor het tot by die laaste Paasfees. Of kom ek sê dat die belangrikste Paasfees waarvan ons hier in Markus 14 tot 15 lees. So vandag spring ons so ongeveer 1480 jaar vorentoe. Maar ek wil vandag so 'n bietjie voor hierdie laaste Paasfees gaan stil staan by iets wat gebeur het terwyl die Jode nog besig was om voorbereidings te tref vir hierdie Paasfeesvieringe. Die verhaal wat ons vandag lees is sekerlik een van die mees dramatiese gebeure in die lewe van Jesus. En oor die algemeen fokus die evangelies op die wonderwerke van Jesus en hoe Jesus mense onderrig het en hoe Jesus hulle met liefde vermaan het. En reg deur Jesus se lewe is daar hierdie sterk klem op sy liefde vir mense en sy sagmoedige, sy sagte benadering tot mense. En daarom wanneer ons hierdie verhaal lees, dan skok dit ons tot 'n mate. Maar ek glo dat wanneer ons dit nou gaan lees en jy daai amper half geskokte emosie in jou gees beleef, dat hierdie storie veronderstel is om jou te ontstel. Dit is veronderstel om dieselfde emosie wat dit by Jesus gewek het, ook vandag by ons aan te wakker. Wanneer ons hierdie storie lees, wil Jesus graag hê ons moet voel soos hy in daai oomblik gevoel het. So kom ons lees saam. Jy kan jou Bybel saam met my oopmaak dan by Markus 11 en ons lees vanaf vers 12. Toe hulle die volgende dag van Betanië af terugkom, het Jesus honger gekry. Hy sien toe op 'n afstand 'n vyeboom met blare aan en gaan daarheen om te kyk of hy nie miskien 'n vy daaraan kry nie. Toe hy daar kom, kry hy niks nie, net blare, want dit was nie vye tyd nie. Hy sê toe vir die boom, van jou sal niemand tot in der ewigheid ooit weer vye eet nie. Sy disippels het dit gehoor. Hulle kom toe in Jerusalem aan. Jesus het na die tempel toe gegaan en die mense wat op die tempelplein besig was om te koop en te verkoop daar begin uitjaag. Die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiwelverkopers het hy omgegooi. En hy het niemand toegelaat om goed oor die tempelplein te dra nie. Toe het hy die mense geleer en vir hulle gesê, staan daar nie geskrywe, my huis sal 'n huis van gebed vir al die nasies wees nie. Maar julle het dit 'n rowersnes gemaak. Die priesterhoofde en die skrifgeleerdes het dit gehoor en het na 'n plan gesoek om hom die lewe te bring, want hulle was bang vir hom, omdat al die mense deur sy leer aangegryp is. Toe dit aand geword het, het Jesus en sy disippels uit die stad uit weggegaan. Toe hulle die volgende môre vroeg by die vyeboom verbygaan, sien hulle dat hy tot in sy wortels verdroog is. Gedagtig aan wat Jesus gesê het, sê Petrus vir hom, Rabbi, kyk,
die vrye boom wat u vervloek het is verdroog. Jesus sê toe vir hulle, julle moet geloof in God hê. Dit verseker ek julle, elkeen wat vir hierdie berg sê, lig jou op en val in die see, en daarby nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê gebeur, vir hom sal dit gebeur. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so wees. En wanneer julle staan om te bid, en julle het iets teen iemand, vergewe hom, dan sal julle Vader wat in die hemel is, julle ook julle oortredings vergewe. Vriende, ek het onlangs 'n program gekyk, waar wetenskaplikes bewys, al het nou allerhande goeders daar gewys, ek gaan nou myself knoop as ek nou in al die terminologie moet ingaan, maar die wetenskaplikes het bewys dat bome met mekaar kommunikeer. Ons dink nie so aan bome nie. Ons weet diere, honde, katte, ape, whatever, kommunikeer met mekaar, maar ons dink nie so aan bome nie. Nou, bome kommunikeer met mekaar met wat hulle noem mykorrhizale swamme. Okay? Dis hierdie ondergrondse netwerk wat hulle wortelstelsels aan mekaar heg. En dan dra hierdie swamme voedingsstowwe en inligting van die een boom na die ander boom oor. So as 'n boom byvoorbeeld gestres is deur siekte of deur droogte, dan stuur hy waarskuwingsseine uit deur hierdie netwerk aan ander bome, sodat hulle verdediging kan verhoog. Dit is interessant. Vir my was dit verskriklik interessant. So terwyl ek hierdie gedeelte toe nou in die Bybel lees, toe wonder ek by myself, as hierdie boom nou kon praat, want hy kon, basies, hy kon kommunikeer met die ander bome daar rondom hom, as hy nou kon praat, wat sou sy laaste woorde gewees het? So vandag wil ek so 'n bietjie met jou praat oor die laaste uitroep van hierdie dooie boom in Markus 11. Kom ons delf so 'n bietjie dieper in dit wat hier gebeur. Dis Paasfees, of is die oploop tot Paasfees, en Jesus kom na Jerusalem toe, juis om vir die Paasfeesvieringe daar te wees. Dit was ook die laaste keer wat Jesus Jerusalem toe gekom het vir die Paasfees, want by hierdie Paasfees sou hy die volmaakte offerlam dan geword het. En die verhaal voor hierdie ene lees ons hoe Jesus op Palmsondag in Jerusalem ingekom het op die rug van 'n donkie, en sy volgelinge of die mense wat so opgewonde was oor hom met palmtakke voor hom opgegooi, het tot hulle klere uitgetrek en voor hom opgegooi. Jesus het hierdie koninklike ontvangs in Jerusalem gehad. En dan in vers 11, die versie net voor die gedeelte wat ons vandag gelees het, staan daar, Jesus het in Jerusalem na die tempel toe gegaan. So toe Jesus op die donkie kom, in die stad inkom, dis die eerste plek waarin hy gaan, is na die tempel toe, en dan staan daar, en hy het alles daar bekyk. Dit was al laatmiddag, toe hy en die 12 weer na Betanië toe gegaan het. Dis wat vers 11 vir ons sê. So sien jy, dat Jesus al die vorige dag by die tempel was. Sien jy dat Jesus al die vorige dag toe hy in Jerusalem ingekom het, gaan kyk wat alles daar aangaan. Jesus het gaan ondersoek instel oor wat aan die gang is in die tempel te midde van die Paasfeesvieringe. En wat Jesus dan sien hier, grief hom so diep dat dit eintlik hierdie verskriklike uiteinde het. In die einste plek waar mense veronderstel was om na God toe te kom, in die einste plek waar mense veronderstel was om oor God te kom dink en tot God te bid en tot God te nader, was die absolute teenoorgestelde besig om te gebeur. Mense was so besig met wat hulle beskou het as godsdienstige dinge, dat hulle nie eers 'n gedagte aan God gegee het nie. Maar ek wil hê jy moet dit sien, voor ons verder in die teks indelf, sien jy dat Jesus teruggegaan het Betanië toe. Jesus is terug na die huis van Lazarus, Martha en Maria toe. Hy en sy disippels het daar oorgebly. Eers oor die probleem gaan slaap voordat hy opgetree het.
En dit laat my dink aan Psalm 4 vers 5 wat sê, as jy ontsteld raak, moenie sondig nie, dink in stilte daaroor na as jy gaan lê. Nou dit, vriende, wil ek vir jou sê, is wysheid. Om as jy opgewerk is oor iets en jy voel jy moet iets daaromtrent doen, nie in woede op te tree nie, maar om eers daaroor te gaan slaap. En eers die volgende môre terug te gaan met 'n helderheid van verstand. Partykeer vat dit 'n paar aande se slaap voor ons daai helderheid van verstand kry. Maar ons leer iets hier by Jesus. As jy al ooit in woede of in 'n oomblik van woede jou humeur verloor het of iets gesê het of iets gedoen het waartoe jy tot vandag toe spyt is, dan sal jy die wysheid van Jesus se optrede hier besef. Ons almal was al daar. En ons almal kan beslis vanmôre iets by Jesus leer. Dit is sommer net so voetnota. So Jesus en sy disippels het by Lazarus hulle in Betanië gaan oornag en die volgende môre het hulle weer van Betanië af na Jerusalem toe gestap. Dit was so 5,5 kilometer stappie na Jerusalem toe. En op pad terug na Jerusalem toe, op pad terug na die tempel toe, gebeur iets verskriklik eienaardigs. Die lang en die kort daarvan is, Jesus is honger, en Jesus stop by hierdie vyeboom, en die Bybel sê wel, daar staan, dit was nie die tyd van die jaar wat vyebome vrugte gedra het nie. So daar was nie vrugte aan hierdie boom nie, daar was wel blare aan hom. En dan vervloek Jesus die vyeboom, binne hoër afstand van sy disippels. Nou, dit is vir ons 'n buitengewone optrede vir Jesus. Ons sien nie sommer dat Jesus so kwaad raak en so optree of so radikaal optree nie. En in die eerste plek het Jesus nou net van Betanië afgekom en in Betanië was Martha altyd ywerig besig om vir hulle kos te maak, né? Martha het altyd vir die Here en sy disippels kos gemaak. So die eerste vreemde ding hier vir my is, hoekom was Jesus honger? Dit was oggend, hulle was veronderstel om nou net ontbyt te geëet het, minstens. Miskien was Jesus so ontstel oor dit wat hy die vorige dag in die tempel gesien het, dat hy nie kon eet nie. Dat het hom so diep gegrief het, was jy al ooit so ontstel dat jy nie kan eet nie? Ek was verseker al so ontstel. So miskien was dit wat hier met Jesus gebeur het. Of miskien het Martha uiteindelik die waarde daarvan besef om by haar Here se voete te sit, soos Maria, en het sy dalk nagelaat om vir hulle die oggend ontbyt te maak. Dit kon ook gebeur het. Maar ongeag wat die rede was vir Jesus se skielike hongerte, maak dit nie sin dat Jesus so iets aan 'n boom sou doen, wat in elk geval nie veronderstel was om daai tyd van die jaar vrugte te dra nie. So hier gebeur 'n vreemde ding. Wat is die betekenis van hierdie gebeurtenis? Nou ek dink, wat betekenis gee aan hierdie gebeurtenis met hierdie boom, is die tydgleef waarin dit plaasvind. Dit gebeur tussen Jesus se eerste sien wat by die tempel aan die gang is, en Jesus se tweede terugkeer na die tempel toe om iets daaraan te gaan doen. So die boom pas hier mooi in die middel van Jesus se tempel toe gaan in. Jesus was by die tempel en hy is nou weer op pad na die tempel toe en nou is die boom hier in die middel op sy pad. En ek dink, in dit kry ons simbolies iets van baie blare, geen vrugte nie. Net soos wat die tempel hierdie weelderige gebou was en hierdie ideale plek om tot die Here te nader, maar toe die Here Jesus daar was, het hy niemand gesien wat tot God nader nie. Ons kyk of dit werk. Daar's 'n sinnetjie in hierdie gedeelte wat 'n mens laat wonder of Jesus nie dalk onregverdig was nie. Die sinnetjie wat sê, toe hy daar kom, kry hy niks nie, net blare, want dit was nie vye tyd nie. En dit laat 'n mens regtig wonder, maar dis juist hierdie sinnetjie wat eintlik dieper betekenis aan die vrugtelose vyeboom gee. So Paasfees word in Israel gevier in die lente. Okay? Gewoonlik in Maart of April, op die Joodse kalender is dit op 14 Nisan. Met ander woorde, hierdie gebeurtenis speel af in die lente. En 'n vyeboom
as jy nou, ons het 'n vyeboom daar in ons erf, en ek het dit waaragtig hierdie jaar vir die eerste keer vir myself gesien. 'n Vyeboom lewer 2 oeste in 'n jaar op. Hulle praat van 'n vroeë oes en 'n hoofoes. En die eerste oes kom in die lente wanneer die vyeboom net begin blare maak. Mens praat van 'n breba oes. Van julle het al daarvan gehoor? 'n breba oes. En die breba vye is tipies eintlik baie klein vruggies wat saam met die blare in die lente verskyn. Hierdie vroeë vye is eintlik 'n oorblyfsel van die vorige seisoen en dan word dit ryp in die lente, maar is eintlik verskriklike klein vruggies. Maar die breba oes het 'n baie belangrike funksie. Hierdie eerste vruggies van die vyeboom dui daarop dat hierdie boom vrugbaar is. Dat die boom wel 'n tweede oes van groot, soet, eetbare vye gaan oplewer in die somer. Net 'n bietjie later. Maar as die breba oes, daai klein vye nie daar is nie, en die boom het net blare, dan is dit eintlik 'n teken dat die boom vrugteloos is, en dat die boom nie hierdie seisoen of hierdie somer gaan vye dra nie. So die breba oes van 'n vyeboom gaan die hoofoes van die vyeboom vooraf. En ek vermoed, omdat dit buite die seisoen is waarin vyebome vrugte gedra het, was Jesus eintlik op soek na hierdie klein eerste vruggies, hierdie breba oes van die vyeboom. Want die boom het reeds blare gehad, dit sien ons. So daai klein eerste oes vruggies moes al teen hierdie tyd aan die boom gewees het. Daai klein eerste vruggies wat die belofte dra dat die boom wel later 'n groot bruikbare oes gaan oplewer, moes nou al reeds, toe Jesus voor hierdie boom staan, aan die boom gehang het. My vriende, hierdie gebeurtenis is eintlik ongelooflik simbolies in die Ou Testament gewortel. Want as jy die Ou Testament gaan lees by die profete en veral by Hosea en by Jeremia. Ekskuus julle, ek sukkel so 'n bietjie vandag met die mikrofoon. So as jy gaan lees die Ou Testamentiese profete, veral by Hosea en Jeremia, dan sal jy agterkom dat God dikwels na Israel verwys as die eerste vrug van die vyeboom. Dis 'n beeld wat hulle gereeld gebruik. Israel word deur God beskou as die eerste oes van gelowiges, wat daarop dui dat daar later 'n baie groter oes in die wêreld gaan wees. Maar Israel word ook deur hierdie profete gewaarsku dat God eendag by hulle gaan kom vrug soek. En as hy nie vrug by hulle gaan kry nie, dat hulle sal verdroog. Presies wat met die vyeboom gebeur. En eers as jy weet dat hierdie 'n algemene beeld was wat die profete in die Ou Testament gebruik het, dan besef jy wat Jesus hier besig is om te doen. Jesus is hier besig om 'n gelykenis uit te beeld. Jesus het gereeld gelykenisse vertel, maar hier is hy besig om 'n gelykenis vir sy disippels fisies uit te beeld. En wat Jesus met hierdie gelykenis kom sê is, ek het gekom en ek het gekyk en ek het niks by Israel gekry, ek het niks by die Jode gekry wat my tevrede stel nie. Ek het nie daai eerste oes gekry waarvoor ek Israel geplant het nie. En dis presies wat Jesus dan met die tempel ook doen, op daai selfde dag. So Jesus gaan na die tempel toe, net nadat hy hierdie vyeboom vervloek het. En Jesus gaan kyk in die tempel rond, en hy het rondgekyk om te sien of daar dalk iemand is wat bid. En hy het rondgekyk om te sien of is daar dalk iemand wat die tempel gebruik vir die doel om tot God te nader. Rondgekyk om te sien of daar enige iemand is wat geloof in plaas van godsdiens beoefen. Rondgekyk om te sien of daar enige iemand is wat 'n verhouding met God soek. Maar al wat Jesus kon kry was mense wat besig is om geld te wissel en goedere te koop en verkoop.
'n tempel vol mense, maar niemand is besig om te bid nie. Niemand is besig om die aangesig van God te soek nie. Almal is besig, hoor mooi, met die dinge van God, maar niemand is besig met God nie. Al wat Jesus kon kry was blare. Die skyn van godsdiens was daar, dit was in die tempel. Maar Jesus kon nie vrug daar kry nie. Jesus kon nie geloof in die tempel kry nie. Ek wil sommer vir jou sê, ek is oortuig daarvan dat Jesus vandag nog rondkyk na wat in kerke aangaan, maar nie net in kerke nie, na wat in ons huise aangaan, agter geslote deure, wanneer dit net jy en die Here is. En Jesus soek nou nog na vrug. Hy soek nou nog by gelowiges, of kom ons sê daar by Christene, iets wat aan God die eer bring. Hy soek na mense wat na die huis van gebed toe kom om te kom bid. Nie net om dit af te tik as iets wat ek hierdie week moes doen en nou is dit gedoen nie. Hy soek na geloof in plaas van godsdiens. Hy soek na mense wat nie besig is met die dinge van God nie, maar wat besig is met God. En ek wonder sommer wat sal die Here kry as hy vandag hier by ons sou instap. Ek wonder sommer wat sal die Here kry as hy Woensdag aand 7 uur by jou huis instap. Al wat Jesus in die tempel in Jerusalem kry is die skyn van godsdiens. Al die uiterlike tekens van godsdiens was daar. Die tempel was besig. Die mense het gekom vir Paasfees. Dit het gewemel van mense wat kom offerdiere koop het vir Paasfees. Maar niemand was besig met God nie. Elke ou was besig met sy godsdiens. Baie blare, geen vrug. En wanneer ek die teks lees, dan sien ek daar's 3 goed in die tempel wat Jesus geplaai het, en wat ek sommer net vir jou wil uitpak vandag, in die hoop dat die Here sommer dit vir jou op 'n vlak ook in jou lewe sal kom duidelik maak. In die eerste plek het die mense die tempel gebruik as 'n kortpad. Right, so die meeste van die Judeërs, kom ek verduidelik dit net vir die meeste van die Judeërs het nie in die stad Jerusalem kon bly vir Paasfees nie. Die stad was nie groot genoeg om ongeveer 2 miljoen Judeërs te akkommodeer nie. So langs Jerusalem was die Olyfberg. En hulle het daar uitgekamp. En dat jaarliks ongeveer 2 miljoen Judeërs daar kom uitkamp vir die tyddier van Paasfees. En dan het die tempel so in die middel gesit, as die Olyfberg hier was, dan was die tempel in die middel en die stad Jerusalem was so om die tempel. So as jy van die Olyfberg na Jerusalem stad toe wou gaan, moes jy met 'n draaisoen toe gaan. As jy 'n kort pad wou vat, dan het jy deur die tempelplein geloop, omdat die tempel eintlik half in die middel tussen die Olyfberg en die stad Jerusalem gelê het. Nou kom ek stel dit sommer net vir so 'n bietjie in perspektief. So dink gou net vanoggend so saam met my, span net gou jou verbeelding saam met my in. Hoe gaan jy voel as ons hier so besig is om te praise and worship en ons is besig om na die woord van die Here te luister en dan kom iemand daar ingestap met sy inkopies, hy kom nou net van Highland News af en hy stap by daai deur uit, hy's op pad Deljidorp 2 toe. Dis net lekker skortpad, hy sny hierdie hele blok hier uit. Dink jy ons gaan die Here aanbid kry as dit kort gebeur? Iemand met sy spar sakkies of sy whatever checker sakkies hier verbykom en by daai deur uitgaan? Glad nie. En dit het Jesus regtig diep gegrief dat die mense die tempelplein as 'n kort pad, as 'n deurgangsroete gebruik. En nou mag jy dalk by jouself hier sit en vir jouself wonder, what's the big deal? At least het die mense dan in die tempel gekom, en at least het hulle dan op so 'n manier gesien dat daar iets aangaan. Ek wil vir jou sê, dit was 'n big deal. Die tempel was 'n gewyde ruimte. Dit was 'n plek waarin mense kon kom om iets van die heiligheid van God te beleef. 'n Plek wat anders moes lyk as die wêreld daar buite. Maar omdat elke tweede ou met sy inkopies daardeur geloop het, het die tempel sy heiligheid, sy andersheid
verloor. En het die mense wat daar was, gevolglik ook hulle agting vir God verloor. Nou hierdie selfde beginsel geld vir die kerk vandag nog. Hierdie is 'n gewyde ruimte. Hierdie is 'n heilige ruimte. Ons is in die wêreld, ja. En ons moet relate met die wêreld, ja. Maar ek en jy, as ons deel is van die liggaam van Christus, is nie van hierdie wêreld nie. Kom ek sê dit gou weer vir jou, ons is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. So wanneer mense na ons kyk en ons kom besoek, dan moet hulle 'n andersheid, 'n heiligheid hier beleef. Hierdie ruimte moet van so 'n aard wees dat mense God hier kan ontmoet. En ek wil vir jou sê, ek voel ons het dit met die bazaar baie mooi reg gekry, want ons het terugvoer daaroor gekry van mense, wat sê, dit was so lekker om hier te kom sit, en na die Oompa band te kom luister, en sommer net lekker saam te kom kuier, sonder om te worry, dat daar dronk mense gaan wees, en dit luidrigtig gaan raak, en daar ander elemente gaan wees. Daar was 'n andersheid hier, selfs in ons bazaar, vieringe, selfs in ons sosiale omgang met mekaar, nie net in kerk op 'n Sondag nie, maar toe ons bazaar gehou het, was daar 'n andersheid hier. In vers 16 lees ons, dit was een van die goed wat Jesus stopgesit het. Hy het niemand meer toegelaat om goed oor die tempelplein te dra nie. Hy het niemand meer toegelaat om die tempelplein net as 'n deurgangsroete te gebruik nie. Ek wil sommer hier 'n klip in die bos gooi. Ek dink so baie mense maak vandag van die kerk net 'n deurgangsroete. Ek weet nie wie dit gesê nie, maar dit bly my by. Die kerk het 'n plek geword van hatch, match en dispatch. Okay, hier doop ons kinders, hier trou ons mense en hier doen ons begrafnisse en tussenin sien ons nie die mense nie. Hatch, match en dispatch. Dis om die kerk as 'n deurgangsroete te gebruik. Dis nie hoekom Jesus die liggaam van Christus vir ons gegee het nie. Jesus wil nie hê ons moet net kerk toe kom, net om dit af te tik, of net om te sê, ek het dit gedoen, of net om hier deur te loop en te sê, ek was daarom 1 keer die maand by die kerk nie. Die kerk moet nie net vir ons 'n deurgangsroete wees. 'n tweede ding wat Jesus geplaai het, was dat hulle handel gedryf het binne in die tempelplein. Nou 2 goed het jy nodig gehad oor Paastyd, as jy die tempel wou kom aanbid. Jy het tempelbelasting nodig gehad, en jy het 'n offerdier nodig gehad. En hier waar die dilemma ingekom het. In die eerste plek het die priesters nou aangedring dat tempelbelasting in 'n spesiale tempelgeldeenheid betaal moet word, omdat so baie van die Jode van ander lande afgekom het. Onthou, die Jode was baie versprei. So hulle het nou hulle eie unieke geldeenheid by die tempel gehad, en wanneer die Jode dan nou daar aangekom het, dan moes hulle eers hulle geld gaan wissel by die geldwisselaars, om die regte tempelgeldeenheid te kry. Maar hier's waar die catch ingekom het. Dit het die Jode geld gekos om dit te doen. Dit het hulle geld gekos om hulle geld te wissel, en die wisselkoers was 'n halwe dagloon. Nou vir jou klink dit nie so erg op die oor nie. So kom ek stel dit vir jou in perspektief. Verbeel jou, ek sê een Sondag, okay, ons gaan nou nie meer rande vir dankoffers aanvaar nie. Ons het nou ons eie geld eenheid, so as jy jou dankoffer wil betaal, of jy wil jou 10de gee, moet jy asseblief eers kantoor toe gaan, en jy moet jou geld gaan wissel daar, en net so by the way, die wisselkoers is 50% van jou maandelikse salaris. Dis crazy. Dis wat besig was om hier te gebeur. Ek kan jou beloof, as ek dit nou vir jou sê, sien ek jou volgende Sondag nie weer nie. En dit was presies wat besig was om in die tempel te gebeur. Die ouens kon dit dood eenvoudig net nie meer bekostig om tempel toe te kom nie. Hulle kon dit dood eenvoudig net nie meer bekostig om na die teenwoordigheid van God toe te kom en om 'n belewenis van God te hê nie. Dit was net te diep. En dieselfde ding gebeur met die verkoop van diere hier. Aanvanklik kon iemand wat nie so finansiëel wel af was nie, vir hom 'n offerduif spesifiek in die dorp koop teen 'n bekostigbare prys.
Binne in die tempelplein is daar ook offerdiere verkoop, maar waarskynlik baie duurder as wat jy dit in die dorp voor kon kry. Maar toe die priesters sien, hierdie ouens kom met hulle diere van die dorp af, toe besluit hulle stel inspekteurs by die tempelpoorte aan, en as jy nou ingaan, dan moet jy nou eers jou dier vir die inspekteur wys, en dan kyk hy of daar nie 'n kolletjie of 'n vlekkie of 'n dingetjie uit plek is nie. En dan sou hierdie inspekteurs die geringste foutjie op hierdie offerdier uitwys. En dan mag jy nie met jou offerduif ingaan nie, dan moet jy ten duurste vir jou 'n mooi, beter offerduif op die tempelplein gaan koop, teen waarskynlik dubbel, dalk meer as dubbel die prys. Dit het vir mense net onbekostigbaar geraak om tempel toe te kom. En dis wat Jesus sien toe hy hier in die tempel ingaan. Jesus het gesien hoe mense uitgebuit word. Jesus het gesien hoe die kommersialisering van godsdiens mense van God vervreem. Want as jy nie die dierprys van 'n offerdier in die tempel kon betaal nie, dan is dit jammer. Jammer om van jou probleme te hoor. Dan moet jy huis toe gaan. En dan mag jy nie hierdie spesiale ontmoeting hier met God hê nie. En dit het Jesus woedend gemaak. Woedend. Dat mense ontneem is van 'n ontmoeting met God. So woedend dat hy die smouse uit die tempel gejaag het. So woedend dat hy die geldwisselaars se tafels omgegooi het. En so woedend dat hy die duiweverkopers se stoele rondgegooi het. Dis wat ons in hierdie teksgedeelte lees. Dit grief die Here wanneer mense ontneem word van 'n ontmoeting met God. En nou wil ek dit net trek na jou eie lyf toe. Hoeveel keer is jy dalk die hindernis wat 'n ander persoon daarvan weerhou om 'n ontmoeting met God te hê? Die derde ding wat Jesus hier pla, was dat hulle besig was om van die tempel hierdie eksklusiewe klub te maak. Nou die tempel in Jerusalem was gestruktureer met verskeie howe en gebiede, en daar was baie spesifieke beperkings op wie toegang tot daai dele het. Dis iets wat deur God bepaal is, en dis iets wat ons al in die Torah kry in die Ou Testament. So kom ek teken net gou vir jou 'n prentjie. Ons almal weet van die allerheiligste, né? Die allerheiligste was hierdie gedeelte van die tempel waar agter die dik voorhangsel daai gordyn gehang het. Net die hoëpriester mag daar ingegaan het, en dan ook net een keer 'n jaar op Yom Kippur, op die dag van versoening, wanneer hy ingegaan het om versoening te doen vir die hele volk se sondes. Dit was die allerheiligste. Dan voor die allerheiligste was daar die heilige plek. En hier het die kandelaar of die menorah, die tafel met die toonbrode en die reukaltaar gestaan, en net die priesters kon hier ingaan. En dan was daar die voorhof van die priesters, daar het die brandofferaltaar gestaan, die koperwaskom waarmee hulle moes was, en die tempelgereedskap waarmee hulle die offerdiere geslag het. So hier is die diereoffers voorberei en gebring. En dit was die Levitiese priesters, net die Levitiese priesters wat in daai deel kon ingaan. En dan was daar die voorhof van Israel. So dit was die ruimte die naaste aan die tempelgebou. En net Joodse mans was hier toegelaat. Hulle kon hiernatoe kom om te kom aanbid en om te kom kyk hoe die priesters die offers bring. Dan was daar die voorhof van die vroue. Nou almal kon daar deur beweeg, Joodse mans, Leviete priesters, maar dit was die verste wat die Joodse vrou in die tempelplein kon beweeg. Sy mag nie verder as dit gegaan het nie. En dan, net buite die voorhof van die vroue, was die voorhof van die heidene. Dit was die groot oop ruimte rondom die tempelgebou, en die heidene kon nie verder as dit gaan nie, maar 'n heiden was welkom. En met 'n heiden bedoel ek 'n nie-Joodse bekeerling tot die Jodendom. Dis heiden. Alright. So hy kon inkom, maar hy mag nie verder as dit gegaan het nie, want oral was daar op die klippe uitgekerf, enige nie-Jood wat verder as hierdie punt gaan, sal met die dood gestraf word. Maar
hoekom vertel ek dit vir jou? Want ek wil hê jy moet hierdie wonderlike ding hoor. Hoor dat die tempel van die Jode se God, die tempel van Jahwe, het voorsiening gemaak vir ook heidene om binne te kom. As jy Salomo se gebed gaan lees met die inwyding van die eerste tempel, dan bid hy spesifiek vir die heidene. Hy bid dat God die vreemdelinge wat na die tempel toe kom se gebede moet verhoor. Nou vriende, dit dui daarop. En dit maak my verskriklik opgewonde as ek daaraan dink. Dit dui daarop dat die God van die Jode eintlik nog altyd die God van die hele wêreld was. Dat hy die Jode gebruik het, soos daai verbondsbelofte wat hy aan Abraham gemaak het, om 'n seën, om deur hulle al die nasies van die aarde te seën. So enige iemand, nie net 'n Jood nie, kon na God toe kom en kon kom na die tempel toe om God te aanbid. Selfs die heidene, vir die heidene, het God voorsiening gemaak in sy tempel. Maar die plek wat die priesters en die Jode dan nou kies om in handel te dryf, is hierdie voorhof van die heidene. So, jy kan vir jouself dink, dit was dood eenvoudig net te besig en te raserig vir enige heiden wat sou kom om God hier te aanbid. En deur hulle optrede sê die Jode eintlik, ons gee nie om oor die heidene nie, ons gee nie om oor die res van die wêreld nie, ons gee nie om oor die mense daar buite nie, solank ons net kan kom om te kom aanbid, dan is alles vir ons reg. En deur hulle optrede het die Jode die heidene verhinder om na God toe te kom, terwyl God se plan nog altyd was om die res van die wêreld deur die Jode te bereik. Hulle het van die tempel 'n eksklusiewe klap gemaak. En einde ten laaste dan maak Jesus hierdie aanklag teen die priesters, teen die Jode, en hy sê in vers 17, daar staan geskrywe, my huis sal 'n huis van gebed vir al die nasies wees, maar julle het dit sopas 'n rowersnes gemaak. Nou dis harde woorde, wat bedoel Jesus hiermee? Jesus gebruik hier 'n beeld waarmee enige Jood wat in daai tyd vir Paasfees na Jerusalem toe gekom het, sou verstaan het. Want wanneer hulle na Jerusalem toe gekom het, was daar hierdie landstrook waardeur hulle moes gaan, tussen Jerigo en Jerusalem, wat hierdie droë, dorre woestynland is met grotte oral. En in hierdie grotte het daar rowers weggekry. En wanneer die Jood na Jerusalem toe gekom het, en hy was te voet op reis, het die rowers hier uit hulle rowersneste gekom, en hulle het hulle oorval en hulle beroof. En wat Jesus hier sê, is eintlik 'n verskriklike, ernstige aanklag teen die priesters en die tempel en die Jode. Hy sê vir hulle, die mense kom hiernatoe, en hulle oorleef al die rowersneste op die pad, net om hulle self hier in 'n rowersnes in die tempel self te kom vasloop, waar 'n klomp skelms hulle van hulle geld en hulle geloof beroof. Die beskuldiging van Jesus is eenvoudig dit, vriende, dat hierdie mense onder die dekmantel van godsdiens eintlik besig was om sonde te bedryf. Hulle is by die tempel, hulle is besig met die dinge van die tempel, maar onder al hierdie godsdienstige besig wees, is hulle motiewe en hulle intensies verkeerd. Hulle is nie daar om tot God te nader nie. Hulle is daar om hulle selfsugtige begeertes te bevredig. Dit gebeur alles daar in die tempel. Dit is omtrent 'n mond vol. Gaan Jesus en sy disippels die aand terug Betanië toe, want hulle het daar oornag. En die volgende oggend, toe loop hulle weer Jerusalem toe. En toe loop hulle weer verby die vyeboom. En tot Jesus se disippels se verbasing sien hulle, maar die vrugtelose vyeboom is tot in sy wortels in verdroog. En Petrus, die man wat altyd eers iets gesê het, sê, Rabbi, kyk, die vyeboom wat jy vervloek het is verdroog. En Jesus se antwoord op Petrus se verbasing is vir my opvallend. Hy gee nie vir hulle 'n verduideliking nie, net 'n vermaaning. Jesus sê vir sy disippels, julle moet geloof in God hê.
Wat vat jy huis toe van hierdie boom? Wat vat jy huis toe van alles wat julle gister by die tempel gesien het, disippels? Dit, julle moet geloof in God hê. Sien net gou saam met my hierdie hele prentjie. Net die vorige dag was Jesus by die tempel. Die tempel wat veronderstel was om die hartjie van Israel se geloof in God te wees. Die plek waar hulle veronderstel was om tot God te nader, waar hulle veronderstel was om die aangesig van God te soek, die plek waarin hulle kom om hulle geloof te sterk in God. Maar wat Jesus dan daar kry is niks anders as net leë godsdienstbeoefening nie. Baie blare, maar niks vrug nie. Die skyn van godsdienst is daar. Die sisteme en strukture, dis daar. Die tradisies en die rituele, dis daar. Die gewoontes en die routines, dis daar. Die Jode het opgedaag vir Paasfees, die Jode is daar, maar wat Jesus nie daar gekry het nie, is 'n diepgaande geloof in God. Dit het hy nie daar gekry nie. Die soort geloof wat vertrou dat God enige iets kan doen, het hy nie daar gekry nie. Die soort geloof wat glo dat God vir 'n berg, die berg kan oplig en hom in die see gaan werp as ek so vra. Dit het hy nie daar gekry nie. Die soort geloof wat nie twyfel in God se genade en God se goedheid nie. Dit was nie daar in die tempel nie. Die soort geloof wat glo dat God sal voorsien, dit was nie daar nie. Die soort geloof wat in gebed tot God nader en God se aangesig soek, dit was nie daar nie. Die soort geloof wat dit moontlik gemaak het om te vergewe, kon hy nie daar kry nie. Hierdie soort geloof het Jesus nie by die tempel gekry te midde van die Paasfees voorbereidings nie. Die Jode het vasgevang geraak in godsdiens. Hulle het jaarliks tempel toe gegaan, hulle het die rituele gevolg, hulle het die tempelbelasting betaal, hulle het die offerdiere gekoop en geoffer, maar hulle het nie meer geweet hoekom of waarom hulle dit doen nie. Dit het 'n doellose godsdiensttradisie geword. Iets wat hulle doen om dit te kan aftik en te sê, ons het dit gedoen. En ergens langs die pad het hulle vergeet om tot God te nader. Het hulle nagelaat om by God stil te word en met God te praat. Het hulle opgehou om God se aangesig te soek. Ergens iewers langs die pad het hulle die boom geword wat al die mooi blare het, die mooi groen boom, wat nie een vrug in sy takke het nie. Nou vriende, beide die gelykenis wat Jesus met die vyeboom uitgebeeld het, en dit wat Jesus in die tempel gedoen het, moet vanoggend vir jou en vir my so 'n diepgaande waarskuwing wees teen sinnelose en doellose godsdienstige optrede. Maar ek wil myself daarvan weerhou om voorbeelde te doen. Want vir elke ou lyk hierdie ding anders. Vir elke ou lyk hierdie ding anders. Maar ek wil net hê jy moet vir 'n oomblik hier breek en vir jou en 'n vergrootglas vat en na jou eie lewe en na jou eie hart vanmôre kyk en jou Christendom onder die mikroskoop sit en net jou eie motiewe en jou eie intensies ondersoek. Ons is op reis na die kruis. Ons wil weer by die kruis van Jesus stil staan met 'n oop hart en sê, Here, ek is hier en ek is oop en ontvanklik vir dit wat U vir my met U kruis net weer wil kom sê. Maar ons kan dit nie doen as ons nie in hierdie op reis na die kruis ondersoek instel en ons eie geloofslewe kyk. In lydenstyd, in ons voorbereiding vir Paasfees, in ons op reis wees na die kruis, roep hierdie verhaal van Jesus ons om ons eie geloof net onder die soeklig te plaas en onsself af te vra, of is ons dalk net blare, of is daar ook vrug? Is ons net show, want dis wat blare is, of is die vrug van 'n lewendige, persoonlike, dinamiese, radikale verhouding met God sigbaar in my lewe? Lees ek my Bybel om God daarin te ontmoet?
en dit wat God vir my lewe wil sê daarin uit te haal en te groei in my verhouding met die Here, of lees ek my Bybel om dit te kan afteken te sê, ek het dit gedoen. Nader ek tot God in gebed, op 'n daaglikse basis, praat ek met God oor wat in my lewe aangaan, raak ek stil om ook by God te hoor, of is gebed net vir my 'n quick fix as ek 'n probleem het, en hardloop ek net na die Here toe met al my probleme, maar raak ek nooit stil om te hoor wat die Here oor my probleme te sê nie. As Jesus vandag in jou lewe sou instap, sou hy tevrede wees met wat hy sien, of sou hy begin om tafels om te gooi? So kom ons kom terug na wat die boom se laaste uitroep was. In die week toe ek nou met die teks werk, het ek sommer by myself gewonder, as hierdie vyeboom kom praat, wat sou sy laaste uitroep gewees het? Wat sou daai laaste boodskap gewees het wat hy so met die swamme en die wortelstelsel na die ander bome toe gestuur het? Vat gaan net 'n oomblik en wonder net self daaroor. Wat dink jy sou hierdie boom se laaste uitroep aan die ander bome gewees het? Miskien sou hy iets gesê het soos, versigtig dat julle nie al julle energie in blare instoot nie. Miskien sou hy vir hulle iets gesê het, blare beteken niks, God soek vrug. Wat dink jy sou hy gesê het? Vriende, as God op hierdie oomblik by ons sou kom stil staan, kom ons sê God stap vandag hier by jou verby. Hy staan hier by jou stil. En hy kyk deur jou lewe. Wat se vrug sal hy op hierdie oomblik in jou takke vind? Kom ons raak so oomblik net stil vir die Here. Here Jesus, U vermaan ons elkeen vandag deur hierdie gebeurtenis wat ons in die evangelies van lees. En Here, in die evangelies lees ons eintlik altyd van U liefde en die sagte manier waarop U mense benader het, en daarom ruk hierdie gebeurtenis waarvan ons vandag gelees het so 'n bietjie aan ons binneste. Dit is nie vir ons lekker om te besef dat U so kwaad en so ontsteld geword het, dat U tafels omgegooi het en mense uit die tempel uitgejaag het nie. Maar Here, dit maan ons vandag om te waak teen vrugtelose godsdienstbeoefening. Here, ons wil nie hê U moet hier by ons inloop en ook tafels en stoele begin omgooi nie. Daarom neem ons vandag die vrymoedigheid om U te vra, Here, dat U vir ons elkeen persoonlik sal kom ontmoet in hierdie oomblik. En dat U vir ons elkeen persoonlik sal kom ontbloot in hierdie lydenstyd wat U grief in ons geloofsbeoefening. Kom wys vir ons, Here, wat het godsdiens by ons geword, eerder as geloof. Kom wys vir ons, wat het by ons sinlose tradisies en rituele geword, eerder as 'n lewendige en persoonlike verhouding met U. Here, kom wys vir ons vandag, waar is daai takke in ons lewe wat net blare het en niks vrug nie. Lei ons, Here, om weer by geloof in God uit te kom, sonder al die tierlampyntjies, sonder al die godsdienstige versiersels wat ons so baie maal om ons geloof hang, om het spoggerig te laat lyk. Bring ons terug by die hart van wat het beteken om in God te glo. Here, en dan bid ons vandag dat
U ons sal help om nie 'n hindernis te wees vir ander se geloof nie. Heilige Gees, kom werk sommer net in hierdie oomblik in ons elkeen, sodat hierdie woord van God regtig tot vrug sal kom in ons lewe. Kom plaas ons hart vandag onder die vergrootglas. En kom wys vir ons waarmee U tevrede is en wat ons moet verander. Want Here, ons geloof beteken vir ons niks as dit U nie behaag nie. My geloof gaan nie oor my nie. My geloof gaan 100% daaroor om U te verheerlik. So kom wys ons vandag, Here, waar ons U nie met ons geloof verheerlik nie. Of dit nou hier in die kerk is op 'n Sondag, en of dit nou by my werk is of by my huis is in die week. Kom wys vir my, Here, wat ek moet doen om U te behaag.